Dirk oor die 4 dae lang saam met ons mag die Here jou ryklik seën. Terwyl jy so sit, sluit dit jou oor waar jy sit. Vader, oh, what a privilege just to know you. What a privilege to love you, God. Thank you that you are our God, and there is none like you. No one can touch our hearts like you do. You are the lily of the valley, the bright morning star. You the rose of Sharon. Dankie dat ons vanmôre so saam kan wees, Here. Ek dink aan hulle wat siek is. Ek dink vanmôre aan Chris. Dat die by ons sal stil staan, Here, in die naam van Jesus en hom sal aanraak. Van sy hoof tot aan sy voetsool. Vir ons ander mense wat siek is vanmôre, Here, dat die by hulle sal stil staan vanmôre. Dink aan ons mense wat op die paaie is vanmôre, Here, dat die by hulle sal stil staan. En die engele gaan hulle bevel gee voor hulle uit te trek en hulle agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit vanmôre. Maar Here, wat ons vanmôre hier saam is, die woord sê, wat 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in julle midde. Dankie dat ons weet, Here, van die oomblik toe ons by die plek ingestap het, was U reeds hier vanmôre, Here. Dankie dat ons vanmôre kan weet dat ons God is en dat daar niemand soos U is nie. Ek dankie dat ons vanmôre U mag lief hê. Ek bid dat ons gedagtes gevang is aan U moet gehoorsaam met in die gees en aan die woord, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat U goddelike doel in die plek sal bereik, Here. Ek vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil tog net vinnig weer so 'n bietjie vir julle getuig oor die wat ons bid op elke aand 18 tot 8:30 wat ons nou saam bid. Dit is so amazing, daar is soveel van ons mense wat nie eens in ons dorp is nie, wat in ander dorpe bly wat inskakel, wat sê, weet jy wat, ons bid saam 18 tot 8:30 en dit is so amazing, dit is so kosbaar, daar is so eenheid wat gevorm word. So, ons eer die Here daarvoor, dankie vir elkeen van die, dankie vir elkeen wat so getrou is met hulle offerandes en tiendes, mag die Here hier ryklik seën, mag God julle ook daarvoor seën. Ek gaan vir Jeff oorgee, terwyl ons op die wag vir die ons offerandes en tiendes, asseblief baie dankie. As jy ons sonder goed te staan, as jy naam van die Here groot maak. Jy wakker.
dan sê ek ja, dan sê hy, just keep on holding on. En ek wil vanmorgen vir jou sê, al raak dit partykeer moeilik, just keep on holding on. Moenie los, hou net vast aan sy hand. Vraag ons vanmorgen, terwyl ons voor die sing, dat ons die eenheid sal saamstaan. En ek weet ons nie langer stream vir die kerk, want ons is mense in Engeland, ons is mense oorlog gekryg. Maar vanmorgen roep ek die mense wat daarby is, dat sal begin kerk kom. En ek beweer nou al die meer weet, maar ek bestraf die leidheid, en ek bestraf die vijand. Maar het is makkelijker om die dieren te kijken, maar roep vanmorgen in de mensen kerk toe. Maar roep mensen voor naar de tempel toe. Dus bij de atmosfeer in die plek verander vanmorgen. Vraag dat ons eenheid sal saamstaan. En daarom sal bid.
You are the center of my being. You are the breath that I take, oh God. Just come and blow in this place with the life-giving breath, oh God, on us. Kom ons skep hier. Lewendmakend hier. Kom en al die kom en al die kracht, leid my die kare, leer my van die seer, wees ook nie my trooster, kom o Skepper, en laaste maal saam, kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom en al die volheid, kom en al die kracht, leid my die waarheid, leer my
wat die Bybel gebring het, kan dit blaai vanmôre. Handelinge, Acts, the 6th chapter, verse 5. Ek ervaar so krag van die Here in hierdie plek vanmôre. Acts 6 verse 5. And I'm reading from the Passionate Translation. So they chose 7 men. One of them was Stephen, who was known as a man full of faith and overflowing with the Holy Spirit. Stephen, vers 8, Stephen, who was a man full of grace and supernatural power, performed many astonishing signs and wonders and mighty miracles among the people. Ek gaan vanmôre met u praat wat die Here op my hart gesit het. Ek ervaar so die krag van die Here in hierdie plek vanmôre. Expect a miracle. Sê net gou vir iemand naby jou, expect a miracle. Ek gaan met die praat een woord. Voel. Ons is besig met dit wat die Here op ons hart gesit het en op my hart gesit het Desember maand al oor revival, breakthrough, the outpouring of His Spirit. En ek wil vanmôre vir u sê dat ek glo dat dit reg voor ons deur lê. Daar's 'n koortjie wat ons vroeër jare altyd gesing het, don't give up. You're on the brink of a miracle. Ek weet vanmôre dat die grootste uitstorting van God se krag gaan kom net voor die wegraping. Interessant net dat ek kyk hierdie week 'n video wat iemand wat Jeffrey vir my gestuur het oor die Oospoort. Pieter, ek weet nie of jy gesien het met die Oospoort wat nou oop is. Hulle sê het miraculously oopgegaan in Jerusalem. Die Oospoort was toegemaak en hulle sê hy mag eers oopgegaan het wanneer die Messias kom. En ek sien hierdie video wat hulle sê het miraculously oopgegaan. En toe ek dit sien, toe besef ek in my gees net dat die wegraping gaan plaasvind een van die mooi dae. Are you going with? Verseker. Verseker. Maar voor dit gaan gebeur, gaan ek vanmôre daaroor praat en ek sal 'n ander stadium daaroor praat. Praat die Bybel van the latter rain. En the latter rain is die laaste uitstorting van die krag van die Here, die grootste revival wat oor die aarde sal kom reg voor die wegraping. Gaan die grootste herlewing van alle tye plaasvind. I believe that for revival to break out, there has to be a change in the Church of Christ. The expectation for the church and each individual is to be full. Sê net vir iemand naby jou, you must be full. I think the faithful barometer for the church on fullness is the life of Stephen. Die grootste tragedie vanmôre is dat die kerk van die Here Jesus die krag van God ingeboet het vir fame. Die grootste tragedie in die dag en uur wat ons in leef, glo ek, is dat die kerk
die Heilige Gees van God stil gemaak het in die kerkewêreld, in die kerk as sulks, om beroemd en gedig te wees, en om deur mense gelyk te word. Because a lot of people don't like the Holy Spirit, because the Holy Spirit convicts. They don't like when the Spirit of God is moving in a church, because conviction is taking place in a church when the Spirit of God is moving in a church. Wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk in die Bybel, dan sien ons ook 'n tragedie. Ons sien dat die skrifgeleerdes en die Jode en die Fariseërs van daardie tyd, alhoewel hulle deel was van om Jesus te kruisig, en die apostels en die kerk vervolg het, het hulle self gesien as reg en vol. Met hulle godsdienstgees wat hulle gehad het, en met hulle tradisies, was hulle in hulle eie oë reg gewees. Maar intussen, wanneer jy gaan kyk, dan sien jy dat daar heeltyd onder hulle verskille was en 'n gebekleierery gewees het. Ek dink in die kerk van die Here, een van die grootste vyande vir die kerk is wanneer mense maar voel hulle is okay. Ek is op my pad hemel toe, and I don't care about the rest, is wat baie mense dink. Gerusheid, valse gerusheid, is wat by mense posvat. Wanneer ek met mense praat, dan sien ek dat mense maak wat hulle wil. Hulle leef 'n lewe van sonde en ongeregtigheid. Hulle leef asof hulle vir ewig gaan leef. Maar wanneer jy met hom praat, dan sê hy, ek's 'n Christen. Wie weet waarvan praat ek? As jy met hom begin praat oor heiligmaking, en jy begin praat met hom oor die Gees van God en die gawes van God se Heilige Gees, dan sê hy, let's not go there. Let's not go there. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons leef in 'n tyd, ons betree 'n era in ons lewe. You're not gonna make it without the Holy Spirit of God. You're not going to make it if you're not full. Because the pressure from outside is going to get worse. Presies wat hierdie skrifgeleerdes, hierdie Fariseërs en hierdie klomp oudelinge van daai tyd gedink het. Hulle was okay. Hulle het gedink hulle doen God 'n guns om die apostels te vervolg. Stefanus aan die ander kant het homself nooit as godsdienstig voorgehou nie, of enige aanspraak gemaak dat hy godsdienstig was nie. Maar kyk gou wat sê die Bybel in ons skrifgedeelte vers 5. Hy sê, one of them was Stephen, who was known as a man full of faith and overflowing with the Holy Spirit. Jy sien, kind van die Here, ek en jy hoef nie vir mense te sê ek's 'n Christen nie. Ek hoef nie vir mense te probeer bekend maak dat ek vol van die Gees van God is nie. Ek hoef nie iets voor te hou nie. Because where I go, where I walk, people will know
you are full of the Holy Spirit. You will be known in Naboomspruit as men and women full of the Holy Spirit of God. I say, he was known. Ek wil vanmôre vir sê, vandag se dae kry mense wat hy wil geken wees as allerhande goeders in die lewe. As die rykste ou of die grandste ou, die ou met die mooiste kar, die mooiste huis en die beroemdste ou in die dorp, die rykste ou in die dorp. Maar ek wil net bekend wees as 'n man van God, vol van die Heilige Gees van God. Want dis al wat saak maak. Almal het hom geken. And the reason people saw him as different, the reason people known him as full of the Holy Spirit, we find in the scripture in verse 8. I say he performed many astonishing signs and wonders and mighty miracles among the people. You see, that's the difference. Or can I say that's how it's supposed to be in the church. We have to be different. We are called to make a positive change wherever I go. I must make a positive change in the lives of people around me, touching their hearts, overflowing with the Spirit of God and touching them with the Spirit of God and touching them with the love of God. Jesus kom en hy verduidelik presies hoe die kerk veronderstel is om te wees. Baie bekende gedeelte, Markus 16 vers 17. Hy sê, en vir die wat geglo het. Ag, kom aan, wie glo? Ek glo. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. En op die siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Dis uit die mond van Jesus uit hoe die kerk veronderstel is om te lyk. I'm not here to please people. Ek is nie hier om mense te vertel hoe oulik is hulle nie. Ek is hier vanmôre om vir jou te sê, ons moet heiligmaking nalewe, ons moet heiligmaking nastrewe, ons moet die krag van God kry, ons moet vol van die Heilige Gees van God wees, sodat die wonders en tekens wat God se woord vir ons sê, in Markus 16, ek en jy se deel sal wees. Is my partykeer interessant. Die Here gee vir ons al die autoriteit. Hy sê hy gee vir ons autoriteit oor al die werke van die vyand. Maar mense is bang vir die vyand. Ek is nie bang vir hom nie. Hy is my vyand. Hy is onder my voete. Hy is verslaan. 2000 jaar terug is hy verslaan. En Jesus sê, hy gee vir ons die autoriteit. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, die vyand loop rond so brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis tyd dat die kerk sal opstaan en sal sê, in die krag van God se Heilige Gees, ek is vol van die Gees van die Here. Vyand, ek bestraf jou werke, in die naam van Jesus, gaan. Ons aanvaar maar, wanneer daar dinge met ons gebeur. Maar Jesus kom en hy sê, dis hoe die kerk moet lyk. Vers 20 sê, luister mooi, van Markus 16. Hy sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk. En die woord bevestig.
deur tekens wat daarop gevolg het. Wat 'n amazing skrif. God het saamgewerk. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek soek dat God saam met my sal werk, of ek saam met God. Maar die skrif sê, waar hulle gegaan het, waar hulle die evangelie gepredik het hulle saamgewerk, so mense kon onmiddellik sien, die krag van die Here was op hulle. Hulle was gesien, deur wonderse en tekens. Ek wil vanmôre my verstout om te sê, as ons werklik ware herlewing soek, as ons werklik ware herlewing wil hê, gaan ons eie vooropgestelde idees, dit wat ek soek, dit wat ek begeer, dit wat ek graag wil hê, een kant toe moet skuif, en sê, Here, it's all about the kingdom of God. It's not about me, Lord. It's not about my wife, about my children, about my grandchildren. Lord, it's all about you. Dis as ons wil herlewing soek vanmôre, kerk van die Here, is dit die goed wat moet terugkom in die kerk. Ek het nou so ruk terug, toe stop iemand my in die straat. Daar by Pep Stores het die mense geloop en ek het van 'n plek af gekom en hulle stop my. Vrou gaan dit, en sy net gaan goed. En die vrou sê vir my, julle is mos bekend dat julle bid vir siekes. Ek sê ja, ek bid vir siekes. Sy sê asseblief bid vir my man. Hy siek. Ek wil vanmôre vir jou vra, kerk, wanneer mense jou sien, gaan hulle nog sê, julle dryf duiwels uit. Julle bid vir siekes. Julle doen wonderwerke. Julle doen tekens, julle doen krag. Gaan hulle na jou kan kyk en sê, jy's vol. My sien ongelukkig die lewe kom plak so op ons. Kom ons wees nou maar eerlik vanmôre. Die omstandigheid van die lewe kom plak so op ons, dat die vyand ons wegskeur van die feit dat ons vol moet wees en waarvoor God ons geroep het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God het nie net die pastoor geroep om wonders en tekens te doen nie. Hy het die kerk geroep om wonders en tekens te doen. Maar wat ons nodig het, is om vol te wees. Stephen had 4 qualities in his life that made him stood out among the other people. 4 qualities that made him perform astonishing signs and wonders among the people. The first quality I want to touch on is in verse 8. I say, Stephen, who was a man full of grace and supernatural power. Ek sê baie keer vir my kleinkinders, of eintlik toe hulle bietjie kleiner nog was daar mos Superman en Spider-Man en al die mans. Dan sê ek vir hulle, weet jy wat, ek is ook 'n Superman. Because I've got supernatural powers. But I've got the supernatural power of God. Ek is nie een of ander opgemaakte iets nie. Ek is nie iets wat mense oor vif en vef nie. But the church is supposed to have the supernatural power of God inside of them. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dis tyd dat ons fokus sal draai vanmôre na God toe. Dis tyd dat ons vanmôre sal sê, Here, ek wil weer die supernatural power of God. I want it inside of me. The supernatural power of God is explained by Paul to the Ephesians.
In Ephesians 1 verse 19 he says, you will also know the unlimited, surpassing greatness of his power as it works with might and strength for us, the believers. Are you a believer? As jy vanmôre sê, Here, ek glo, dan is dit tyd dat ons alweer sal vol raak. Die wêreld kom tap ons. Die goed wat in die wêreld aangaan, kom tap ons. Maar aan die einde van die dag, kind van die Here, kom God na u en na my toe vanmôre en hy sê, the unlimited. Daar's nie vanmôre, vergeet maar die kat, daar's nie vanmôre enige beperkings by God nie. The unlimited. Besef jy dat dit wat jy binne in jou het, is unlimited. Daar's nie 'n einde aan nie. Surpassing greatness of his power. Vers 20 sê, he works with us the same power that raised Jesus from the dead. Besef jy vanmôre, kind van die Here, dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dit was in Stefanus gewees. Die Bybel sê hy was vol van hierdie krag gewees. Hy was vol uit oorlopends gewees van hierdie krag van God. Maar God sê vanmôre, die kerk van die Here Jesus, ek en jy, every believer has this power, the same power that raised Jesus from the dead. Dieselfde krag. Stephen had the same power inside of him. He had the same power that raised Jesus from the dead, and he was known for signs and wonders. God wants to give us revival. God wants to give us breakthrough. The harvest is ripened. Hoor vanmôre, die oes is ryp vanmôre, kerk. Hierdie afgelope tyd, vandat ons begin bid het, 8:00 in die aande, het die Gees van die Here met my begin praat oor die oes wat ryp is. En die arbeiders is min. Arbeiders is min beteken nie vanmôre, daar's nie mense wat gewillig is om iets te doen nie. Maar wanneer hy kom en hy sê die arbeiders is min, beteken dit vanmôre, there's not people with fullness of the power of God anymore. We lack the power of God. Die arbeiders is min, hulle wat vol is min vanmôre. Want ons is so besig met allerlei goedjies. Maar God sê vanmôre, it's time to get full of the power of God. Ag, weet julle wat? Ek wil nou 'n ding sê en ek gaan dit sê wat die engele dalk voor bang is om te sê. Maar baie mense dink om goed te doen is deel van God se plan. Is reg, ons moet goed doen. Geef vir mense kos, is reg. Ek sê nie moet dit nie doen nie. But the plan of God is for the power of the Holy Spirit inside of me. Want wanneer ek die krag van God het in my lewe, dan help ek nie mense net vir een keer nou en vir tweede keer nou nie. I change their lives. And they receive the power of the Holy Spirit so that they can change someone else's life again. Ek ken almal die ding van moenie mense vis gee nie, leer hulle om vis te vang. Is goed om
vir mense goed te wees. Ons moet goed wees vir mense. Ons moet na mense vir mense daar wees altyd. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, it's about time the church is so full that the power of God will overflow to other people. It's time to heal the sick. It's time to chase out the devils. It's time to raise the dead. Ons skrif sê so mooi, hy sê, so they choose 7, one of them was Stephen, who was known as a man full of faith and overflowing with the Holy Spirit. Jy sien, ons kan vanmôre debatteer oor wat is vol. Ek kan vanmôre vir jou 'n glas hier neersit en ek kan water ingooi en as hy so 2 mm van die randjie af is, sal mense sê, okay, hy's vol. Maar as jy gaan kyk in die verklarende woordeboek, wat beteken vol? Means to overflow. That's when it's full. En die Bybel sê vanmôre, hy was nie net vol nie, he was overflowing. Die Amplified Bible sê so mooi, hy sê, and they selected Stephen, a man full of faith, a strong and welcome belief that Jesus is the Messiah, and full and controlled by the Holy Spirit. Controlled by the Holy Spirit. Hy was totaal beheer deur die Gees van God. Wie van ons kan vanmôre regtig sê, ek is beheer deur die Gees van die Here. Ek word beheer deur die Gees van die Here. Man, kan ek dit vanmôre sê with all due respect, as dit so was, sou ons minder drama in ons lewe gehad het. Of ons dit nou wil glo of ons dit nou nie wil glo nie. Want jy sien, ons kan partykeer die domste besluite in ons lewe maak. Ons kan partykeer die, mag ek dit, ek weet nou nie of dit kanseltaal is, maar die stupidste besluite neem. En weet jy wat maak ons as dit nie uitwerk nie? Dan gee ons die Here die skuld. But you weren't controlled by the Holy Spirit. Want jy sien, as ek beheer is deur die Gees van die Here, sal ek doen wat hy vir my sê. En net doen wat hy vir my sê. God roep vanmôre na die kerk. En hy sê ons moet weer vol wees van die krag van God. Maar om hierdie krag te hê, om vol te wees van die krag van God, moet ek vanmôre vol wees van die Heilige Gees van God. Ek kan nie die krag hê sonder die Heilige Gees nie. As ek vanmôre 'n kragstasie het en ek het 'n huis die kant, as daar nie 'n draad loop van daai kant of 'n kabel loop van daar af na die kragstasie toe nie, gaan daai krag nooit krag gee nie. Daai huis nooit krag gee nie. Maar as ek daai plug inplug, kom die liggies aan. Jy sien, partykeer kom ons liggies net aan. Because we are get filled with the Holy Spirit of God. As ons, wow, nou maak dit vir my sin. Ag, kom aan, as daar iemand wat hoor wat ek sê vanmôre. Nou maak dit vir my sin. Nou verstaan ek dit. Die liggies het aangegaan. Because I'm filled with the Holy Spirit of God. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, ek wil nie net 'n bietjie van die Gees hê nie. Ek wil nie vanmôre net halfpad vol wees nie, Here. Maar ek wil oorloop soos wat Stefanus was, Here. Wil ek vanmôre tot oorloping, so overflowing of the Spirit of God. Mag God gee dat die fontein wat in ons binneste borrel vanmôre sal oopbreek. Dit wat die fontein toe, mag dit vanmôre skatter vanmôre. En sê, Here, laat die fontein vanmôre sal uitbreek vanmôre van die Gees van die Here. Want dis wat ons vanmôre nodig het. Want jy sien, wanneer ons vol raak, begin ons mense om ons aanraak. Wanneer jy 'n glas water vat en jy gooi water en begin oorloop, dan raak alles om hom nat.
Jy sien, wanneer ek begin vol raak en ek begin oorloop, begin hy alles en almal om my aanraak. Ek onthou jare terug, so 'n paar jaar terug, het Shirley 'n visioen gehad een oggend in 'n diens wat God gewys het hoe die waterstroom hier uit gaan stroom en by die deure uit gaan stroom en almal gaan aanraak binne in hierdie kerk en buitekant in Naboomspruit. En weet jy wat, ek hou vas aan daai visioen wat God ons gewys het. Because that's the overflowing of the Holy Spirit. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan nie mense buitekant aanraak as jy nie oorloop nie. Jy kan nie mense buitekant aanraak, jy kan nie mense se lewens verander as jy nie oorloop van God se Heilige Gees nie. Die Bybel sê in Handelinge 1 vers 8, hy sê, but when the Spirit of God comes upon you, you will be filled, overflowing with the power of the Holy Spirit of God. Om die krag van God vanmôre te hê, is om vanmôre vol te wees met die Heilige Gees. Jesus kom van die Jordaan af. Nadat hy gedoop is, en die Bybel sê vir ons so mooi, sê in Lukas 4 vers 1, hy sê, now Jesus, full, overflowing, amplified by the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ek het dit al baie in my lewe gesê. Jy sien, ons soek die Heilige Gees van die Here. We want to be controlled by the Spirit, maar hy moet my net nie in die wildernis invat nie. Come on. Hy moet my net nie op ongemaklike plekke vat nie. Die Gees van die Here moet my, man, weet jy wat, ons het hierdie idee van, God se Gees lei ons net op smooth roads. Maanskyn en rose. But sometimes you have to take us into the wilderness. En wie wat's interessant wat die Bybel sê? Hy sê he was led by the Spirit of God into the wilderness to be, om versoek te word deur die vyand. Die rede hoekom hy Jesus ingevat het in hierdie woestyn, en die rede daarvoor was om deur die vyand versoek te word. Gaan lees my jou Bybel, jy sal dit sien. Because sometimes God just want to fill you more up and give you the power. He was full of the Holy Spirit. Then he went into the wilderness. En as jy nou mooi gaan kyk, die Bybel praat van hoe hy versoek was deur die duiwel. En wie wat sê hy volgende? Hy sê, en hy het in die krag van God uit die wildernis uit die woestyn uitgekom. Jy sien, ek en jy moet partykeer in die woestyn ingaan. Deur die Gees gelei, sodat ons krag kan kry. Soms is dit nodig om die moeilike pad te stap. Partykeer is dit moeilik om die dubbeltjie, of partykeer is dit nodig om die dubbeltjie pad te stap en oor die klippe te klim, sodat ek kan vol raak, nie net van die Gees nie, maar vol van die krag van God. God soek mense vanmôre wat hy kan volmaak met sy Gees. Draers van die Gees van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wil die hemel op ons oopskeur vanmôre, en hy wil sy bonatuurlike krag op ons toesakke en ons volmaak met dit. Maar ek moet vanmôre sê, Here, ek wil vol wees van die Gees van God. Lord, I need revival. I need breakthrough in the church. I need the Spirit of God to come like a mighty rushing wind. But Lord, I want to be full of your Holy Spirit so that I can be full of your power. Die derde punt wat ek vanmôre wil maak, verdra my nog so 'n oomblik asseblief. Handelinge 6 vers 8 sê, Stephen, who was a man full of grace and the supernatural power of God. Eerstens is so full of grace.
When we become full of the Holy Spirit, we also become full of grace. This word is translated in the original language as compassion. He was full of compassion. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, die oomblik wanneer ek vol van God se gees is en ek vol van die krag van God raak, dan word ek vol compassion. Ek het 'n ding wat ek baie keer vir mense sê, ek kan dadelik sien wanneer iemand tyd saam met God spandeer. Want die oomblik wanneer ek tyd saam met God spandeer, dan raak ek sag. 'n Voorbeeld wat ek baie keer vat, as ek sardientjies uit die see uitvat, is hulle taai, jy moet hulle sny. Maar Boeta, as hy met daai blikkie gesit het en net so vir 'n ruk in daai olie gelê, dan raak hy so sag, hy val so uitmekaar uit. Jy sien, wanneer ek in die olie van God se Heilige Gees gaan lê, dan raak ek sag. Wanneer ek oor God praat, hardloop die trane oor my wange. Nie omdat ek hartseer is nie, but Lord, because of the softness of the Spirit of God. Then I get compassion. Het jy nog vanmôre daai empatie met mense? Ag, ek weet nie of daar regtig 'n Afrikaanse woord is regtig vir compassion. Die compassion is so 'n mooi woord. Do you really have compassion today? Kan jy nog saam met mense huil? Kan jy langs die boemelaar gaan sit? En wanneer hy jou so 'n storie vertel, kan jy nog saam met hom huil? En vir hom sê, Jesus is lief vir jou. Or maybe it's too much to do. Kan jy nog saam met 'n sieke wat huil oor die pyn in hulle liggaam, saam met hulle huil? Wanneer jy vir hulle intree voor God, kan jy saam met hulle huil. That's compassion. Jesus leer ons self in sy eie lewe hierdie compassion. Ag, net een van die teksverse, Matteus 9 vers 36 sê, but when he saw the multitude, he was moved by compassion on them, because they faint and were scattered around as sheep having no shepherd. Jesus leer ons, you must have compassion. But you can't have compassion without being full of the Holy Spirit. Because when I'm full of the Holy Spirit, the softness, the sweet love of Jesus fills my life totally. If you want to change the life of people in your life, in this town of us, if you want to see miracles in your life, you must be full of compassion. Dis hoekom ek net die woordjie gesit het vol, want dit gaan nie net oor vol van die Heilige Gees nie. Daar's soveel ander goed wat vol van moet wees. I have to be full of compassion. You see, when I'm full of compassion, there's no place for jealousy anymore. There's no place for hatred. There's no place for unforgiving attitude. There's no place for judgment when I have compassion and when I'm full of compassion. Jy sien, ek moet saam met die drankverslaafde kan huil. Ek moet saam met die druggie kan ween voor God. That's compassion. My focus can't be on material things, financial things, on the flesh.
and be full of the Holy Spirit and full of compassion. We must be heavenly minded. The last one I want to touch on today is verse 5 says, so they choose Stephen. One of the 7 men, one of them is Stephen, who was known as a man full of faith. Full of faith. Dis die volgende komponent wat hy in sy lewe gehad het. Hy was vol geloof. Ek het nou die aand by die Bybelskool gesê, ons gebruik baie keer die verhaal van Jesus wat praat van, as jy mosterdsaad het, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad het, kan jy vir die berg sê skuif. Maar jy sien, ons mis daai teks heeltemal. Totaal en al. Want ons sê, ja, as ek net hierdie klein saadjie, net so klein bietjie geloof het, dis nie wat dit sê nie. Want die Bybel sê, as jy geloof het so mosterdsaad, daai mosterdsaad word die grootste boom. As ek nie groeiende geloof het nie, 'n geloof wat kan groei van niks af nie tot by 'n boom nie, het ek nie geloof nie. En die enigste manier hoe my geloof gaan begin groei, is wanneer ek kan begin doen wat God vir my gesê het. Bid vir siekes, lê jou hand op die siekes, bid vir dooies, dryf duiwels uit, reinig malaatses. Nou sê, ja pastoor, wat as dit nie werk nie? Dis nie my probleem nie. Ek is net die instrument. God is doing the work. As jy nie gaan try nie, gaan jy nie weet nie. Ek het al baie my geleer gesê, elke keer as daar iemand doodgaan wat ek moet begrawe, dan gaan bid ek eers vir hulle en kyk of ek hulle nie kan opwek nie. Het jy al gedink die opskudding as ek daai dag uit daai afbop uit opstaan en nie loop jy ou agter my aan? Wat 'n opstanding in hierdie dorp. Lag maar vir my, sal ek vir die mense sê. There's coming a day when I'm going to rise the dead. Because I've got faith in that. Ek glo wat God se woord sê. Dit wat God se woord vir my sê, dit sal ek doen. Of dit werk of dit nie werk nie. Ek gee nie om nie as God se woord so sê, dan settle dit vir my, dit is die storie vir my. En God se woord sê vanmôre, kerk van die Here, ek en jy moet vol raak met God se gees. Dis tyd vanmôre om te begin operate. Die enigste manier hoe ek vol kan raak van God se gees. Die Bybel sê God het vir elkeen 'n deeltjie geloof gegee, 'n mate van geloof gegee. Maar jy sien, dit hang van my af of my geloof gaan groei of nie. Dit hang van my af of ek vol gaan raak vol geloof of nie. As ek agteroor gaan sit in my rocking chair, gaan ek nooit vol geloof raak nie. Maar wanneer ek bedien, wanneer ek doen wat God in my hart sit, Naboom ken my nou al, as ek aan op spar staan en as iemand agter my en hy hoes, dan sê kan ek vir jou bid. It's an opportunity for the kingdom of God to be seen. Ek vra jou vanmôre, is jy bereid vanmôre sê Here, ek wil nie agteroor sit en sê Here, maak my vol van die gees, maak my vol van geloof, vol compassion nie. Ek wil begin doen dat ek vol geloof kan word. It's time for the church to start operating in faith. Vol geloof en krag. Ek sluit af dan wanneer ek vol van die Heilige Gees is. Vol geloof is. Vol van die krag van die Here is. Vol compassion is. Jy sien, wanneer ek op daai plek gekom het in my lewe, dis dan wanneer ek vanmôre kan sê, Here,
Nou sien ek 'n oop hemel bokant my. Now I will see the glory of God. Kyk gou wat gebeur. Hierdie selfde Stefanus. Hulle is besig om hom te stenig. En Handelinge 7 vers 55 sê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het sy oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus sien staan aan die regterhand van die Vader. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk, wanneer ek vol van God se Heilige Gees is, wanneer ek vol van die krag van God is, wanneer ek vol compassion is, wanneer ek vol geloof is, then I see an open heaven upon me. Then I will see the supernatural power of God coming down upon us. I will see the glory of God just coming down upon us. I will see Jesus standing at the right hand of the Father. He's the one who gives us faith today. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dis tyd vanmôre om te sê, Here, ons soek 'n oop hemel, maar vanmôre, Here, maak my vol. Kom ons sluit ons oë asseblief. Ons sluit elke oog verby. I just want to anoint you with oil.
Ek vra in die kosbare naam van Jesus en ek dank